Hi daar, goeiemôre almal. Hoop dit gaan goed met julle. 17 dae tot gelofte dag. Onthou asseblief die datum 16de Desember. Ek wil gou iets net noem. Ek gaan vanoggend nou nie baie praat oor geskiedenis nie, maar sommer net praat oor hoe ons dikwels as volk ons grootste vyand kan wees, nê. Ek is deel van 'n Facebook blad. Ek dink dit is 'n geskiedenis van die boerevolk. Ek is bevoorreg, dit is 'n wonderlike blad. Daar's baie inligting in en veral as jy belangstel in is dit great. En toe het iemand daar so 'n artikel geskryf, sommer net oor Bloedrivier en so aan, en toe begin die mense kommentaar te lewer, en dit is hartseer hoe die kommentaar later persoonlik geraak het, weet, en hoe skelwoorde gebruik is en so aan. Die een persoon het byvoorbeeld gesê, maar daar was geen vrouens betrokke by Bloedrivier nie. Die ander persoon het gesê, maar wat van al die swartes wat saam geveg het, ensovoorts. Nou, die feitelikheid daarvan is ek 100% seker oor die. Ek moet sê, ek is glad nie 'n kenner oor Bloedrivier nie. Ek sê ek kenner oor ons geskiedenis nie. Ek lees me op oor die goed en dan praat ek oor dit, en per 6 maande het ek nie al uit feite vergeet, maar ek het 'n bietjie gaan navorsing doen. Toe kom ek op 'n lys af van, ek dink is 464 mense wat betrokke was by die slag van Bloedrivier, en dit is net mans. Okay, so dis moontlik dat daar glad nie vrouens by was nie. As dit so is, ja, dan ek het dit ook verkeerd verstaan. Ek glo die storie van die tannie wat die voorlaaier gelaai het en geskiet het. Daar was swart mense betrokke, daar was 2 groepe swart mense betrokke. Die boere het hulle eie mense saam met die voortrekkers, hulle eie, noem dit nou maar, hulle het ook van 'n agterryer gepraat wat saamgegaan het. En dan was ook 'n Engelsman wat net voor die slag deel geword het van die trek. Sy van was Bigger, as ek reg onthou, hy 50 of 60 Zulu vegters gehad wat eintlik nou saam geveg het. Okay, maar hoekom bring ek hierdie punte op? Die uiteinde van die saak hierso, al was daar nog 500 mense by, al was daar vrouens of al was daar net mans, of was dit net vrouens of net swartes, dis nie die punt waar dit gaan nie. Die punt waar dit gaan hierso is, daar's 'n gelofte aan God gemaak, en hy die onmoontlike laat waar word. Nou, dit is interessant, in 'n hofsaak, om 'n hofsaak te wen, hoef ek nie altyd my onskuld te bewys nie, of die ander persoon se skuld te bewys nie. Ek moet net twyfel saai. Dis al wat ek hoef te doen. En jy sien, dis waarom die Satan natuurlik baie goed is, nê. Baie van ons kry die wonderlike konsep in ons kop, en ons dink, jessie, dis dit, en dis dalk 'n woord van God wat jy ontvang het. En dan ewe skielik praat jy met die eerste persoon, en hy sê, ja, ek dink kan werk, ek is nie so seker nie. En weet jy wat gebeur? Onmiddellik kom 'n twyfel in jou kop, en Satan kom en hy steel daai gedagte van God uit jou kop uit, met twyfel. So vir al die mense wat nou so beklei oor die feite, kom ons gaan kyk na wat is belangrik. En dan wil ek jou goed terugvat na die woord van God toe. Indien jy 'n Christen is, glo ons almal dat Jesus het opgestaan. Nee, hy is dood, hy is gekruisig, hy is 3 dae dood en hy het opgestaan. Ons glo dit, want ons is Christene. Tog wil ek die volgende sê. Matteus skryf oor met die opstanding van Jesus, nee. Die 2 Maria's het gegaan. Op pad na die graf toe was daar 'n groot aardbewing gewees, die klip het weggerol en die wagte het baie bang geraak, en toe hulle daar kom, toe wag 'n man in wit geklee, natuurlik 'n engel vir hulle, en hy sê, Jesus is hier nie. Dit is Matteus. Markus skryf ook van die twee Maria's, om dit dan nou so te stel. Hy sê nou het gekom, en toe hulle by die graf kom, toe is die klip weggerol, en toe hulle ingaan, toe kry hulle die persoon in wit daar binnekant geklee, en ek kom sê, hoekom soek hulle die dooies, die lewendes tussen die dooies? Dan kom jy, wie is volgende, Matteus, Markus, Lukas. Lukas gebruik nie die naam van die 2 Maria's nie, maar wat baie interessant is wat hy sê, toe hulle binne die graf ingaan, weer eens ook, om te kyk wat Jesus is, toe ewe skielik, toe verskyn hierdie persoon aan hulle. Weet so, met ander woorde, Markus het gesê die persoon het hulle gewag, want hulle het hom binne gekry. Lukas sê, woef, hier verskyn die engel. Weet, al daai goed is moontlik. En dan kom ons by Johannes, wat ek dink ek wil altyd sê, ek dink is die disipel wat die liefste was vir Jesus. En baie interessant, hy noem niks van die engel nie. So, ons het 4 stories van mense wat persoonlike vriende van Jesus was, en daai stories kom nie ooreen nie. Gaan jy nou ewe skielik sê, Jesus het nooit dood gegaan nie? Gaan jy nou sê, Jesus het nooit opgestaan nie? Wat baie interessant is, ek het eendag, want omdat dit het my geplaai, toe gaan Google ek, toe gaan kry ek iets op YouTube, en wat baie interessant is, dat 'n persoon, hy die Bybel probeer verkeerd bewys, en hy probeer statistieke kry om te bewys dat die Bybel is 'n storie,
En hoe meer hy statistieke probeer kry het om te wys die Bybel bestaan nie en is 'n leuen, hoe meer is hy te oortuig dat die Bybel waar is. Maar die interessante ding vir hierdie persoon, hy was een van die top analiste, ek dink van die FBI of een van hierdie groot instansies. En hy het 'n formule ontwerp. Daar's 'n hofsaak en daar's 20 getuies. En ek vertel die lig was rooi, die ander vertel die lig was groen, die ene vertel die lig was oranje. Kom ons sê dit is 'n ongeluk geweest. En dan het hy 'n manier hoe hulle dan nou 'n ding uitwerk om te sê wat was die ware storie. En toe kom dit daarop neer, al vertel ons verskillende punte, vertel ons nog eintlik dieselfde storie. Hy het 'n sekere manier wat hy sê wat's belangrik en wat is nie belangrik nie. En die interessantheid wat hy sê, as hy van al die evangelies daai storie ontleed, dan is dit tog waar dat Jesus opgestaan het. So, wat is die punt wat ek probeer maak hierdeur? Mense, ons sit juis met verdeeldheid. En die verdeeldheid is wat ons groot probleem is. As ons as 'n volk wil opstaan, dan kan ons nie beklei en mekaar sleg sê oor nietighede nie. Weet julle, vir my moet ek vir julle sê, dis nie vir my belangrik of daar vrouens was nie. Dis nie vir my belangrik of daar swartes was nie. Dank die Here hulle was daar as hulle gehelp het. Dank die Here die vrouens was daar as hulle gehelp het. Maar laat ek vir julle so sê, die oorwinning is deur God behaal, nie deur die mense wat daar so was nie. En soos ek sê, jy kan nog gaan kyk op daai webblad, is genie.com dink ek. Ek dink amper as jy intik Bloedrivier, wie was daar? Dink ek amper dag nie op daai 464 name afkom. Ek ken nie een van hulle nie. Dis nie vir my belangrik nie. Ek weet Saul se lewe was daar en ek weet 'n landman was daar gewees en ek weet Pretorius was daar gewees. Maar ek weet God was daar gewees. So kom ons vergeet die klein jakkalsies. Kom ons hou op om verdeel te wees. En laat ek gou vir julle so sê, 'n groot meerderheid van hierdie persone wat saamgetrek het met die boere, en ek praat nou uit die Kaap uit, was daar nou kleerlinge gewees, as ek daai term mag gebruik, wat saam met die mense gaan tot op die einde. Mense, wat maak dit saak wat sy kleur die mense was? My God het gewen. En 'n groot span het 'n pak slaag gekry. Hou vas aan God en vergeet die klein detail. Lief vir julle. Bye bye.